Goeiemôre en welkom hier by die Saterdag spesiaal. Net so 'n paar kort gedagtes om met julle te deel hier oor die naweek, om julle besig te hou. Dit is natuurlik Saterdag die 12de April 2025 en ek gesels met julle hier vanaf die Groot Rivier. Hier waar dit by mekaar kom, aan die agterkant, noordekant lê die Kalahari, aan die suidooste kant lê die Karoo en dan natuurlik die heerlike, vrugbare, fantastiese vallei al langs die Oranje rivier af, wat so 'n groot en belangrike rol in ons toekomstige planne speel. Maar ek wil vanoggend met julle vinnig gou gesels rondom die G20 beraad wat plaasvind en ek verwys dan ook terug na donderdag aand se gesprek wat ek gehad het rondom dit wat Suid-Afrika oortree het en daar het ons gesien dat die Amerikaners al vir 'n baie lang tyd Suid-Afrika goed dophou vir wat hier aan die gebeur is en wat reeds gebeur het. Dis duidelik dat hulle op hoogte is van elke telefoonoproep wat na die buiteland gemaak is, van elke toespraak wat in die land gemaak is, dat hulle op hoogte is van elke dingetjie wat dan sover in ons land gebeur het. En ek wil dan nou baie graag vir julle net gou 'n stukkie wys wat julle kan saam kyk met my. Ek wil hom so 'n bietjie groter maak, dan kan julle dalk beter sien. Laat ons net kyk daar. Right, dan sien ons hier op Truth Social het Donald Trump gepost oor die G20 waar hy gesê het, how can we be expected to go to South Africa for the very important G20 meeting when land confiscation and genocide is the primary topic of the conversation. Dan sê hulle, they are taking the land of white farmers and then killing them and their families. The media won't report on this, refuses to report on this. The United States has held back all contributions to South Africa. Is this where we want to be for the G20? I don't think so. Maar dan wat nou vir my nog hier uitstaan is natuurlik het hulle nog hierdie videoklip ook by en ek gaan There's nothing you can do, there's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. Nou daar het julle ook nou gehoor vir Malema daar in die agtergrond waar hy gepraat het in die parlement en gesê het, hulle gaan die land vat ongeag wie wat sê. So of Amerika die G20 nou boykot en of hulle wil sanksies toepas, wat hulle ook al wil doen, ten spyte daarvan beloof Malema dat hulle gaan die grond vat. En dit sê vir ons iets. Jy weet, hierdie ding is nie die eerste keer dat dit gebeur nie. Ons het dit gesien gebeur dwars deur Afrika. Ons het dit gesien gebeur in Zimbabwe of dan Rhodesië wat Zimbabwe geword het ons hierdie dreigemente gesien en ons het uiteindelik die volle resultate daarvan ook gesien. Hier sê Donald Trump, op hierdie stadium die magtigste ou in die wêreld. Hier sê hy, ons gaan dit nie bywoon nie, want dan ondersteun ons eintlik hierdie expropriation of land without compensation, dan ondersteun ons eintlik die plaasmoorde, gee ons erkenning aan die feit dat niemand iets daaraan doen in hierdie wêreld nie. En ek dink juis dat Donald Trump op hierdie stadium raak al sterker in sy posisie. Ons sien dan ook
sy sogenaamde trade wars, soos wat die media dit uitbasyn, en hulle breek vir Trump af rondom dit. Tog het daar reeds meer as 80 lande in gesprek getree met Donald Trump oor die tariewe wat hy gesê het. Nou, Donald Trump gebruik hierdie goed en hy sê goed om reaksie uit te lok. Hy sê goed dat mense na hom toe moet kom en kom onderhandel. En dan kan hulle natuurlik nou ooreenstemmende soortgelyke tariewe op hulle handelsware kan toepas. Ek het geluister na verskeie kongreslede in Amerika en ander kommentators uit Amerika uit, nie die hoofstroom media so CNN en so meer nie, maar gaan kyk wat sê hulle, en hulle sê dat dit was die perfekte ding om te doen. Met ander woorde, as ons gaan kyk wat Donald Trump op die G20 sê, en dat hy gaan dit nie bywoon nie, want hy wil nie aandadig wees aan dit wat hier plaasvind nie, dan moet ons aanvaar dat ander lande al meer en meer en sterker gaan reageer teenoor die uitlatings wat byvoorbeeld Malema maak, wat andere gemaak het, en wat Cyril Ramaphosa voorstaan, en indirek dan ook die hele regering van nasionale eenheid, insluitende die leierskap van die DA. Dit beteken hulle ondersteun dit wat tans in Suid-Afrika gebeur. En daarom is Donald Trump dan nie van plan om enige afvaardiging na Suid-Afrika te sien nie. Ons het heel eers gehoor dat Marco Rubio, die sekretaris van buitelandse sake in Amerika, of dan die minister daarvan, waar hy gesê het dat hulle gaan dit nie bywoon nie. Nou Donald Trump dit bevestig. Ek dink dis 'n redelike koue skouer vir hierdie showvanger ANC regering, hierdie pronkery van hulle in die TV-kameras van die wêreld, om te wys hoe wonderlik is hierdie reënboogland van ons. Maar mense begin nou sien internasionaal dat daar's al hoe meer en meer onregverdige optrede teenoor die wit mense in Suid-Afrika. Dit is duidelik te sien uit hierdie klip van Donald Trump. So maak jou reg vir 'n robbe rit vorentoe. Daar gaan nog baie dinge gebeur, maar ons ken die arrogansie van die ANC geleide koalisie en hulle sal voortgaan met hulle retoriek om te bewys hoe sterk hulle is, hoe meerderwaardig hulle is en dat hulle vasbeslote is om by hulle planne te bly. Geniet vanoggend 'n kondensmelk koffie en onthou dat dit is die gedagte van die Saterdag spesiaal wat ek aan julle gebring het. Hulle gaan nie ophou met hulle retoriek nie, al sê wie in die wêreld ook wat. Hulle gaan inteendeel erger optree en ons gaan harder geslaan word in die proses. Uiteindelik sal dit lei tot die val van die ANC en ek het geen twyfel in my gemoed daaroor nie. Geniet jou naweek en ons praat dan weer later.